Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag al ons Doxadeo Tuinroete familie en vriende. Dis lekker om saam met jou te kuier. Ek is Gerard as ons nog ontmoet het en ons kop vandag 'n nuwe preekreeks af. Ek is baie opgewonde en ek sien uit saam met jou na dit, maar voordat ons saam kuier, kom ons bid eers saam. Ja, onse Vader, dankie dat ons op hierdie manier ook kan saam wees en tyd kan eenkant sit. Dankie dat U op pad is met ons, dat U 'n goeie werk in ons begin het, wat U beloof het, U sal ook voltooi. En ons kom bid vandag dat U die Heilige Gees die woord sal gebruik om U doel in ons lewens te bereik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Soos ek genoem het, begin ons met 'n nuwe preekreeks en net voor ons by die tema uitkom, wil ek gou vir jou vra. Ek wonder wat kom by jou op as jy die woordjie heilig hoor. Ek wonder of dit 'n woordjie is wat vir jou aangenaam is, nuuskierig maak, jou aantrek, of miskien iets wat jy nie regtig oordink nie. Ek wonder of die woordjie se betekenis vir jou oor die tydperk van jou lewe verander het miskien. En ek wonder meer as alles, as jy die woordjie in die Bybel lees, wat kom by jou op? Want oor en oor in die briewe in die Nuwe Testament word die mense, ek en jy wat in Jesus glo, aangespreek as heiliges. Hebreërs 3 vers 1, daarom heilige broers. Die broers is natuurlik hoe hulle die familie, die hele familie aangespreek het, so dit sluit die vrouens en die kinders in. Heilige broers, heilige familie. Voel dit vir jou of dit eksklusief is net 'n sekere groepie mense? 'n Hoër graad Christendom? Wat kom by jou op as jy die woordjie heilig hoor? En as jy hoor dat dit die manier is wat die Nuwe Testament jou beskryf. Ons begin vandag 'n reeks, ons noem dit een lewe, en hierdie reeks gaan oor integriteit. Want baie keer dink ons kan ons lewens in kompartemente verdeel. Ons het 'n werklewe en 'n gesinslewe en 'n kerklewe en 'n vriendelewe. En baie keer probeer ons daai lewens uitmekaar uithou. Partykeer is dit hoe ons oorleef, dink ons moet oorleef, so ons wil net nie hê ons werkslewe en ons gesinslewe moet meng nie, of wat ook al. Partykeer is dit is die voorbeeld waarin ons gewoond is. Dis hoe dinge gedoen is in ons huis, hoe ons groot geword het of so. Dis verskillende wêrelde. Baie van ons ken die spanning, né? Al van kleintyd af, toe jy kind was op skool, die spanning as die twee wêrelde mekaar gaan ontmoet. Dis ouer aand en jy weet jou ouers gaan nou vanaand die onderwyser ontmoet en die onderwyser gaan jou ouers ontmoet. Partykeer wil ons die wêrelde apart hou. Jy stap saam met jou ma in die winkel, sy koop kruideniersware en sy gooi dit in die trolley, jy stoor die trolley en dan sien jy onderwyser en dan skielik wil jy of 'n vriend en skielik wil jy in 'n ander gangetjie in ergens connect die wêrelde. Want ons kan nie ons lewe in verskillende kompartemente deel nie. Ons het een lewe. Ons is een mens. Ons het verskillende rolle. En ons tree verskillend op in verskillende rolle partykeer. Maar ons is nog steeds net dieselfde een mens wat een lewe leef. Integriteit is hoe ons hierdie aspek van ons menswees beskryf. Een lewe wat ons leef. En dit is in al die areas, al die fasette van ons lewe, leef ons een lewe, integriteit. Ons kan nie skei nie. As ons dit probeer doen, as ons in kompartemente probeer lewe, is die slegste, of altyd, kom ek sê eerder, die beste wat kan gebeur. Daar's net sleg. En die beste slegste wat met jou kan gebeur, is dat jy in soveel opsigte gaan uitmis op die vreugde en die krag van God se koninkryk in jou lewe. Want jy beperk
die werking van sy koninkryk. As jy 'n kerklewe en 'n werklewe en 'n gesinslewe het, jy beperk. Op sy slegste kan 'n gekompartmentaliseerde lewe helse probleme veroorsaak, en ek het as Prins Helse gesê. Ek dink altyd aan die Titanic. Ek het ons gesê die Titanic gaan nie kan sink nie, want sy boeg is in klomp kompartemente gedeel. So as daar 'n gat in die een deel is, dan is hy afgesonder van die ander dele, en daarom sal die skip bly dryf. Maar hulle kon nie die kompartemente waterdig verdeel nie, en die water het oorgeloop. En op die ouene was die kompartemente die rede hoekom die boot gesink het. Vriende, ons kan nie ons lewe in stukkies deel nie. En geloof is juist so 'n uitnodiging om een lewe te leef, geïntegreerd. Een mens wat een lewe leef. En die manier wat die Bybel daai lewe beskryf, wat God ons roep na toe, is heilig. Maar hier het ons groot probleme. Want die oomblik, as ons die woordjie heilig gebruik, vir baie van ons, is daar negatiewe vooropgestelde idees. Party van ons het slegte ervarings met sogenaamde heilige mense gehad. Slegte ervarings waar ons menswees onderdruk is, waar heiligheid eintlik iets geword het wat mense wegstoot, so anders as Jesus se heiligheid, né? As jy na Jesus kyk, hy was die heiligste mens ooit, en hy was soos 'n magneet, hy het mense aangetrek na hom toe. Maar baie keer is die heiligheid waarmee mense te doen kry, en veral ons wat baie keer in 'n sekere kerktradisie groot geword het, was heiligheid eintlik iets wat jou wegdryf. 'n Vooropgestelde idee. Baie keer daai vooropgestelde idee saamgegaan met die idee dat heilig is, die Here het 'n lysie van goed, standaarde, reëls, en jy moet, as jy wil heilig wees, moet jy by al daai standaarde kan hou. Dis soos 'n leertjie wat jy klim en klim en klim om in God se guns te kom. En dan meeste mense voel die hele tyd, hulle skiet tekort, hulle maak dit nie, hulle maak nie die kat nie. Party mense dink hulle kry dit reg, en hulle raak so hoogmoedig, dat almal om hulle voel hulle skiet tekort. 'n Baie negatiewe impak wat 'n verkeerde idee oor heiligheid kan hê op 'n individu se lewe, op ons as gemeente, en op die wêreld waarin ons geroep is om Jesus te verteenwoordig. Die Hebreërs hou vir ons 'n ander pad voor van heiligheid. Iets waar dis nie God wat iets van jou wil hê nie. Heiligheid is nie God wat iets van jou wil hê nie. Is eintlik iets wat hy vir jou begeer. 'n Lewe ten volle soos Jesus. Om heilig te wees, is om soos Jesus te wees. En die pad wat die Hebreërs vir ons wys, is baie anders as 'n pad waar ek net al hoe harder probeer en met my pogings probeer net om my gedrag te verander. Baie keer net om in God se goeie boekies te kom. Die pad in die Hebreërs is anders, en dit is waaroor ons in hierdie reeks dan gaan kuier. Hoe lyk die een lewe? 'n Lewe van integriteit, heiligheid. En wat het Jesus kom doen om hierdie pad vir ons moontlik te maak? 'n Pad na ware heiligheid. Ons gaan saam kuier uit 'n klomp verse uit Hebreërs uit, maar kom ons begin by Hebreërs 10 van vers 10 af. Volgens sy wil, die ou vertaling sê deur hierdie wil, is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus eens en vir altyd. Jesus het gesê, ek sal gaan, ek sal my lewe gee, dis sy wil. En dis deur sy offer wat ons heilig gemaak is. Elke priester staan wel dag vir dag en diens doen, en bring oor en oor dieselfde offers wat nooit in staat is om die sondes weg te neem nie. Maar toe Christus vir altyd een offer ter wille van die sonde gebring het, het hy aan die regterhand van God gaan sit. Sedertdien wag hy totdat sy vyande 'n voetbank vir sy voete gemaak word. Want deur een offer het hy hulle wat geheilig word vir altyd vervolmaak. So die beginpunt van heiligheid, van integriteit in die Bybel, is Jesus se offer. Dis iets wat Jesus bereik het
deur sy offer. As Hebreërs praat van sy offer, dan praat hy van sy dood aan die kruis, en hy praat van toe Jesus in die hemel ingegaan het, nadat hy uit die dood het opgestaan het, het hy aan die Vader in die hemelse heiligdom hierdie offer gebring, sy bloed, en dit was 'n eenmalige offer wat Jesus gedoen het, en dit is hoe ons heilig is, deur sy offer. Die Hebreërs skrywer gaan so ver om te sê, ons is deur die een offer, ons wat geheilig word, is deur die een offer vir altyd vervolmaak. Hoe kry jy jou kop rondom dit? Dis die offer wat Jesus gebring het, wat ons vervolmaak. Die Griekse woordjie kan ons miskien help as ons kyk na wat dit beteken. Die verklarende Griekse woordeboek sê, dit beteken to complete, to finish, to reach a goal, be fulfilled, advance a person to a completeness of its kind. Deur Jesus se offer het ons volmaak gekom by God se wil, sy doel, sy wil vir ons as mense, om soos Jesus te wees. Hoe kan dit waar wees? En vriende, hier is ons weer by een van die grootste kopskuive wat Christene moet maak. Ons het vroeër die jaar hieroor gekyk en ons reeks ingesluit. Ek en jy is wie ons is in Christus. Onthou jy, ons het hieroor gesels. Romeine 5 maak dit baie duidelik. Ek en jy het deur een mens se oortreding in 'n toestand van sonde beland. Romeine 5 vers 19. Want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens, dis Adam, baie mense tot sondaars gemaak is. Nie heilig nie, sondaars, mense wat hulle doel mis. Deur een mens, ek en jy het nie vir Adam 'n handjie bygesit nie, dit was deur sy ongehoorsaamheid. Nou sê hy, so ook, net so, sal deur die gehoorsaamheid van die een baie mense geregverdig word. Baie beteken almal. Almal, baie is gesondaars gemaak deur Adam se sonde, maar baie sal geregverdig word deur een mens se gehoorsaamheid. Dis Jesus. Dis sy offer. Jesus het 'n dood kom sterf wat ons ingesluit het. Toe Jesus sterf, is wat ons in die ingesluite reeks oor gesels het. Toe Jesus sterf, toe kom daar 'n ou mensdom, die sondaar in Adam, tot 'n einde. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe staan daar 'n nuwe mensdom saam met Jesus op. Die manier wat die Hebreërs veral dit beskryf is, dis 'n nuwe familie. Dis hoekom hy in Hebreërs 1 Jesus die eersgeborene noem. In Hebreërs 2 sê hy, dit was immers gepas dat hy vir en deur wie alles bestaan, dis die Skepper God, ten einde baie kinders tot die heerlikheid te lei, die leidsman van hulle verlossing deur lyding tot volmaaktheid sou bring. Die Vader, die Skepper, wou baie kinders in hierdie familie hê. Maar hoe gaan hy hierdie familie gevorm het, want almal is sondaars in Adam? Jesus het deur sy lyding daai doel bereik, daai volmaaktheid. Volmaaktheid verwys nie na iemand wat perfek is nie, want Jesus was al die tyd perfek en hy het al die tyd perfek voor God gestaan. Volmaaktheid beteken die doel bereik. Hoe gaan God 'n familie van baie mense vir hom kry, wat soos Jesus gaan wees? Jesus is die eersgeborene. Dis deur die offer van Jesus. Dis deur sy lyding wat hy die leidsman geword het, wat hy die pad oopgebreek het. Hy is die pionier van heiligheid. Hy het ons deur sy offer ingesluit. Toe hy sterf, toe sterf ons ou sondige self. Toe hy uit die dood uit opstaan, toe word daar 'n nuwe mensfamilie gebore en ek en jy is nou deel van daai familie. Hoor hoe beskryf hy ons? Want sowel hy wat heilig maak, dis Jesus, as hulle wat heilig gemaak word, is almal uiteen. Daarom hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. So dis deur die offer van Jesus wat hy eens en vir altyd dit moontlik gemaak het dat ek en jy deel van hierdie nuwe mensfamilie kan wees. 'n Mensfamilie soos hy. Hy is die eersgeborene.
omdat ons ingesluit is in Jesus se dood en opstanding, is ons in daai sin reeds by die volmaakte, by die volmaakte wil van God vir ons as mense. Ons is reeds by deel van hierdie mensfamilie wat is soos Jesus. Dis wat die doop mos ook sê. Dis hoekom die doop so belangrik is. Die doop sê, ons is dood vir sonde en ons het saam met Jesus opgestaan in 'n nuwe lewe. Beteken dit ons het gearriveer? Nee. Dit beteken nog steeds daar is 'n proses. Hy sê, hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word. Hebreërs 2, Hebreërs 10 wat ons gelees het. Hy het deur een offer die wat geheilig word. Dis proses. Maar hoor wat sê hy? Die wat geheilig word, is klaar vervolmaak deur die offer. Ons het klaar by die einde gekom in Christus. As jy na Jesus kyk, sien jy wie jy is. Jy sien, jy stap in jou nuwe self in vas as jy na Jesus kyk. En is daar nou 'n proses om soos Jesus te word? Ja, maar ons dink anders oor die proses. Die einde is gewaarborg. Ons gaan soos Jesus wees, want dis wat sy offer reg gekry het. Dis wat volmaaktheid beteken. Hy het ons deur sy offer klaar by die einde gebring. God se volmaakte wil vir ons as mens. Heilig. En die proses pak ons dan nou anders te om aan. Stephen Covey het 'n paar jaar terug, woorde gegee vir 'n beginsel wat waar is in enige verandering, proses. Hy het gesê, begin with the end in mind. God het met die einde in mind begin in Jesus. Wanneer ek en jy in Jesus glo, sien ons die einde van God se werk in ons lewens. Ons gaan soos Jesus wees. Jesus se offer het dit gewaarborg en dis hoekom ons nou al heiliges genoem word. En die proses begin ons met die einde in gedagte. Dis 'n wedloop, maar in ons koppe is ons klaar by die einde. Ons sien klaar die einde as ons Jesus sien. En vir ons leiers het dit die week so verduidelik. Hy sê, dink nou byvoorbeeld daar's 'n eindpunt en jy span dan 'n rek van daai eindpunt af en jy bind dit aan iemand vas, dan word daai persoon getrek na die eindpunt toe. So iets. En wat is hierdie trekkrag? Hoor wat sê hy? Nog iets wat Jesus deur sy offer vir ons bereik het, sodat ons 'n lewe van heiligheid kan lewe. Hoor wat sê hy? Ook die Heilige Gees getuig teenoor ons. Want nadat hy gesê het, dit is dan die verbond wat ek na daardie dae met hulle sal sluit, sê die Here, ek sal my wette in hulle harte gee en dit op hulle verstande neerskryf. Jesus se offer waarborg nie net dat ons soos hy gaan wees nie. Dis die eindpunt. Jesus se offer het dit moontlik gemaak dat die Heilige Gees nou in ons kan woon en dis Jesus wat ons heilig maak. Hy wat heilig maak sowel as hulle wat geheilig word. Hy skryf nou sy wette hier in ons binneste mens wees. Hy maak ons heilig en dit is te danke aan sy offer. Want dis die offer van Jesus wat God se Heilige Gees nou in my mens wees kan woon, selfs soos ek nou is. En die Heilige Gees trek my na daardie eindpunt toe. Oor en oor is dit hoe die Bybel oor die Heilige Gees praat in die Nuwe Testament. Sy werking het te doen met die eindpunt. Dis asof die eindpunt na ons toe kom en ons nou trek. Hierdie trek, eintlik in die Hebreërs en in die Nuwe Testament word dit 'n roeping genoem. Daarom, heilige broers, deelgenoot aan die hemelse roeping. Hemelse roeping is nie om hemel toe te gaan nie, dis om 'n hemelse mens te wees. Die eindpunt is gewaarborg deur Jesus se offer en deur die werk van die Heilige Gees, wat natuurlik ook deur Jesus se offer moontlik gemaak is, dat die Heilige Gees nou in ons kan woon en in ons kan werk. Natuurlik ook, vriende, in die proses werk ons saam met die Heilige Gees. En dis waaroor ons die volgende 2 weke gaan kuier. Hoe werk ek saam met die Gees? Dat my lewe een lewe van integriteit kan wees. Maar ons moet eers hierdie prentjie sien.
Jesus se offer het vir altyd vervolmaak. Ons staan klaar by die einde. Dan begin ons nou met die proses. En hierdie proses is ook deur Jesus se offer moontlik gemaak. Die Heilige Gees kan nou in ons woon. En dan sê hy verder, hy sê, aan hulle sondes en wettelose dade sal ek glad nie meer dink nie. Waar daar vergifnis hiervoor is, word 'n offer vir sondes nie meer gebring nie. Selfs op hierdie pad van heiligmaking, as ek nog sonde doen, is daar reeds vergifnis. Daar's klaar vergifnis vir alle sonde wat ek gaan doen. Dit beteken nie dis 'n verskoning nie. Dit beteken hierdie goed hoef my nie meer vas te hou en weg te hou van 'n lewe van heiligheid, van integriteit nie. Dis alles vir hierdie hele pad en die eindpunt gewaarborg, het die offer van Jesus voorsiening gemaak. En daarom kan ek en jy 'n lewe van heiligheid, een lewe van integriteit lewe. Ons gaan volgende week 'n bietjie gesels oor die hoe leef ons saam met die Heilige Gees. Maar ek wil nou 'n bietjie net saam met jou nog oor iets saam met jou dink. Die doel is nie heiligheid nie. Die doel is nie integriteit nie. Eintlik is heiligheid se eerste betekenis in Hebreërs is die dinge wat eenkant gesit is in die tempel, die mense, die priesters, die instrumente, is eenkant gesit, is heilig. Is instrumente vir God se doel. Heiligheid is nie die doel nie, integriteit is nie die doel nie. Die doel is wat wil die Here bereik met ons menswees en met sy hele skepping. En hier wil ek jou uitnooi, ons gaan in ons volgende Hebreërs sessie bietjie meer praat oor die tempel in Hebreërs. Ons sessie 9 wat nou in die volgende week of 2 gaan gebeur. Ek wil jou uitnooi om te gaan deelneem, al het jy nie die vorige sessies gedoen nie, neem deel aan die ene, want daar gaan ons in diepte praat oor die tempel, ons kan nie nou nie. Maar hier was wat die tempel was vir die Hebreërs mense. 'n Tempel, of die tempel was die plek waar hemel en aarde verbind het, sodat die koninkryk van God op aarde kan kom, soos in die hemel. Die heerlikheid van die Here die aarde kan vul. So as ons nou geheilig is dit vir 'n groter doel. Die doel is nie heiligheid nie, die doel is nie integriteit nie, die doel is God se koninkryk, soos in die hemel so op die aarde. Hy sê so mooi in hierdie gedeelte, dat Jesus het nadat hy hierdie offer gebring het, gaan sit aan die regterhand van God. In ons wêreld gaan sit jy gewoonlik as jy werk, want baie meeste van ons sit en werk. En jy staan op as jy klaar gewerk het. In daai wêreld was dit mos nou presies andersom. Jy het gaan sit as jy klaar gewerk het. Toe Jesus hierdie offer bring, die volkome offer, toe verbind sy offer weer hemel en aarde. Kolossense 2 of 1 sê so mooi, hy het alle dinge wat in die hemel is en alle dinge wat op die aarde is met homself versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van die kruis. Hemel en aarde is weer verbind. So Jesus sit nou, want hy het daai werk gedoen, en nou kan sy vyande 'n voetbank van sy voete word. Dis die Psalm 110, haal die Hebreërs skrywer aan as hy dit sê, dit gaan oor die heerskappy, maar dit gaan ook oor die tempel. Dis die tempel waar die hemel en aarde bymekaar kom, sodat God se heerskappy op aarde alles kan vul. Dis hoekom integriteit belangrik is, dis hoekom heiligheid belangrik is. Dit gaan nie vir my om in God se goeie boekies te kom nie, dit gaan sodat God se koninkryk deur ons die aarde kan vul. Hier naby George is 'n brug wat nou al vir baie lank nie klaar gebou kom nie. En ek hoor in die week, hulle sê, daar's nou 'n klomp tenders al in, maar baie van die ouens wat tenders sê, hulle gaan daai deel van die konstruksie wat gebou is, moet afbreek. Want die brug se integriteit is onder verdenking. Die sement wat alles moet saamhou, het al begin verweer. Daai integriteit gaan nie die gewig kan dra nie. Dis vir my nogal 'n prentjie van hierdie hemel, aarde en die doel van heiligheid. Deur Jesus se heiligheid
sy integriteit, sy offer wat hy gebring het, die integriteit van die werking van die Heilige Gees, is hemel en aarde nou weer verbind. God se koninkryk kan nou kom, soos Jesus ons leer bid het, soos in die hemel, so op die aarde. Maar dis die punt. Ons bid. Ons neem deel. Dis hoekom ons heiligheid belangrik is. Ons integriteit. Het gaan nie om in God se goeie boekies te kom nie. Het gaan om instrumente te wees. En vriende, dis hoekom ons nie ons lewens kan in kompartemente verdeel. Ek het 'n kerkwêreld en ek het 'n werkwêreld. Ons kan nie. Want ons is nou die Here se uitverkore instrumente waardeur hy sy koninkryk wil bring. Ons lewe, en ek nooi jou weer uit na die Hebreërs sessie, as sy tempel in die verbintenis tussen hemel en aarde, wat deur sy integriteit, sy offer bewerk is, maar ons lewe nou daai lewe, een lewe, soos in die hemel, so op die aarde. En dis hoekom God vir ons 'n lewe van heiligheid begeer. Hy wil nie iets van ons hê nie. Het jy gehoor, reg aan die begin sê hy van daai Hebreërs teks wat ons mee begin het, deur sy wil. Dit was sy wil. Dis sy inisiatief. Dis sy plan. Dis sy werk. Ons integriteit, ons heiligheid, kom alles van hom af. Dis sy geskenk. Dis wat hy bereik het deur Jesus se offer. Die eindpunt is gewaarborg. Ons gaan soos Jesus wees. Die proses is gewaarborg, want deur die offer van Jesus woon die Gees nou in ons. Ons gaan werk saam met die Gees, daaroor praat ons volgende week. Maar ons begin op 'n ander plek as ons dink aan heiligmaking. Ons begin by die einde. Mens wees soos Jesus, sodat God se koninkryk op aarde kan kom, soos in die hemel. En daar is nie 'n groter vreugde, 'n groter gevoel en bewustheid van significance. My lewe maak sin, want dit het doel, want ek vind my doel in die heiligheid van God, in sy doel met my, om die aarde te vul. En daarom kies ons, as ons Jesus kies, teen 'n lewe van kompartemente. En ons sê eintlik ja vir 'n lewe van integriteit. Een lewe. Ons word soos Jesus. Ons weet ons gesinne het dit nodig. Ons weet ons kerke het dit nodig. Ons weet ons wêreld het dit nodig. Ons samelewings. En ons sê ja vir sy wil. Hier wil ek land vandag. Ons gaan volgende week gesels hoe werk ons saam met die Heilige Gees. Maar dit is hoe heiligheid in Hebreërs uitgelig word. Jesus maak dit moontlik deur sy offer, bring hy ons klaar by volmaaktheid. Ons sien klaar die einde. Ons staan al klaar daar in hom. En die proses, deur sy offer is die Gees nou in ons aan die werk. Dis sy wil. Maar hy gaan nooit sy wil op jou afforceer nie. Dis nie hoe hy is nie. En daarom wil ek jou hier aan die einde van week 1 uitnooi, om die Here te vra. Sy koninkryk kom, sy wil, soos in die hemel, so op die aarde. Vra hom om in jou te werk, en vir jou ook 'n begeerte te gee, na integriteit, heiligheid, een lewe, sodat ons 'n sinvolle lewe kan leef vir sy koning. Vra hom vir dit. Filippense 2 sê dis God wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk. Dan gesels ons volgende week verder oor die werk wat ons saam met die Heilige Gees doen, sodat ons al hoe meer soos Jesus God se koninkryk kan verteenwoordig hier op aarde. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U wil goed is. Dat U wil goed is vir ons. Goed bedoel. U bedoel dit goed met ons. U wil nie iets van ons nie. As U ons roep tot 'n lewe, een lewe van heiligheid en integriteit, is omdat U begeer vir ons dit.
'n lewe wat nie in kompartemente geleef word, met al die drama wat saam met dit gaan nie. Maar een lewe. 'n lewe gevul met die Gees, waar ons sekerheid het oor die eindpunt, soos Jesus wees, en waar ons sekerheid kan hê van die proses. U waarborg, want dis u wil, u werk, inisiatief. En Here, help ons om u dan te vertrou, vir u wil in ons lewens. Heiligheid, integriteit. Skep in ons 'n begeerte na 'n Jesus heiligheid. 'n Heiligheid waardeur u koninkryk kan kom, soos in die hemel, so op die aarde. 'n Heiligheid wat 'n brug is tussen u koninkryk in die hemel en die aarde. Ons bid dit, Here, ons bid dit vir mekaar. En ons bid dat U ons ook sal help, duidelikheid sal gee om ons koppe te draai, om die offer van Jesus as ons heiligheid aan te neem. Om onsself in U offer te sien. En om dan hierdie lewe saam met U Gees te lewe. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, was lekker om saam met jou te kuier en ek sien uit saam met jou ook na volgende week.